Goeiedag, ek is Shaal Botha en heel eerste wil ek vir jou 'n baie geseënde Paasfees toewens. Mag jy ook in hierdie Paasfeestyd ervaar hoe kosbaar jy vir God is. En wat die prys was wat hy betaal het, sodat ek en jy ook as koningskinders kan uitsien na die dag wanneer ons vir ewig saam met hom gaan wees. Nou juis om die oorwinning wat Jesus vir ons behaal het te vier, wil ek jou ook uitnooi om vandag saam met ons die nagmaal te gebruik. Nou voordat ons begin, wil ek vir jou vra dat jy gou 'n glasie wyn, klein bietjie wyn, vir elkeen van julle sal gaan kry en ook brood wat ons saam kan breek. Mag jy ook in die kyk en luister na hierdie opname ervaar hoe God ook deur sy Gees vir ons naby aan sy hart bring, om ons te laat verstaan wat die prys was, wat Jesus ook betaal het vir jou en vir my, sodat ons koningskinders kan word en wees. Geniet dit. Kom soek my en vind my, is my Abba Vader. Vergeef en vertroost my, is my Abba Vader, en ek ben U kan koester en kleed my, is my Abba Vader. Johannes 1 vers 1 tot 5 uit die boodskap. Die woord, deur wie ons God leer ken, was reg aan die begin reeds daar. Die woord was by God, en die woord was God. Voor enigiets nog gemaak was Jesus al by God. Hy het alles in die skepping gemaak. Niks het op 'n ander manier ontstaan nie. Hy het alles gemaak. Jesus het ook lewe aan die skepping gegee. Omdat Jesus mense lewe gegee het, kon hulle die regte besluite neem. Soos iemand wat 'n lig het om in die donker mee te loop. Mense wat reg lewe, het soos 'n helder lig in die donker sondige wêreld ingeskyn. Hierdie donker wêreld wou niks met hulle te doen hê nie, maar kon hulle ook nie keer nie. Jesus, die ware goddelike lig, was op pad na die wêreld toe. Hierdie lig se strale sou op die mense in hierdie wêreld val. Daar onder die gewone mense van hierdie wêreld sou die lig kom skyn. Hy self het mos die wêreld gemaak. Eienaardig genoeg het die mense van die wêreld hom nie erken toe hy gekom het nie. Om die waarheid te sê, hy het onder sy eie mense beweeg en opgetree, maar hulle het homself nie erken nie en wou nie glo wie hy regtig is nie. Die wolke is nie vir hom oopgerol en 'n rooi tapuit uit die hemel uitgerol vir sy koms na hierdie wêreld toe nie. So amper ongesiens het hy ingekom, stil, mens kom word onder mense. Want God het geweet dat mense hom nie moes volg op grond van waar hy vandaan kom nie, maar op grond van wie hy was.
en is. Immanuel, God met ons. Juist daarom mens onder mense, aangetrek soos ons, in hierdie lewe saam met ons. Niks aan sy uiterlike het vertel wie hy was en waar hy vandaan gekom het nie. Dit was uit sy lewe, sy manier van doen, sy manier van praat, sy manier van uitreik na mense, sy manier van liefde lewe, dat mense sou weet wie hy was. Liefde in aksie. God se geskenk aan die mensdom het nie in mooi toegedraaide Kersfeespapier gekom nie. Koerantpapier. Niks anders as nog 'n baba nie. Maar 'n spesiale baba vir 'n spesiale mamma en pappa, Josef en Maria. God se grootste geskenk aan die mensdom was Jesus, sy liefdesgeskenk. Mens tussen mense, onder mense geleef, soos mens, gewone mens, in koerantpapier toegedraai. Niemand kon sien aan sy uiterlike wie hy regtig was nie. Maar van die begin af het Jesus so stukkie vir stukkie begin om hierdie liefdesgeskenk oop te maak, sodat mense kon sien wie hy regtig was en hoekom hy na hierdie aarde toe gekom het. Reeds met sy eerste groot optrede by die bergpredikasie het Jesus bietjie begin skud aan die verwagtinge wat mense in hulle koppe rondom hom gehad het. Hy het vir mense gesê, dit gaan nie oor wat hy vir hulle wil doen nie. Hy het vir hulle gesê, hy is die lig wat na die wêreld toe gekom het. Maar toe ewe skielik sê hy vir hulle, julle is die lig vir die wêreld. Julle is die sout vir die aarde. Hy het ook verder gegaan en vir hulle gesê, as julle my volg, dan moet julle weet, dit gaan nie maklik wees nie. Julle gaan teenkanting uit elke oord uit kry. Die verwagting wat in mense se koppe geleef het, was dat Jesus die Messias vir hulle moes wees. Die een wat hulle sou bevry van die Romeinse regering. En sover soos wat Jesus geleef het, saam met sy disippels, het hy so stukkie vir hulle en vir die mensdom hierdie geskenk van God begin oopmaak. En almal het gewonder, wanneer gaan dit gebeur? Wat gaan dit wees? Die opgewondenheid van 'n kindjie wat 'n geskenk oopmaak het in hulle harte geleef. Wanneer gaan dit gebeur? Jesus, is dit nou die tyd? En soos wat hy vir hulle vertel het, soos wat hy vir sy disippels vertel het, dat hy nie gekom het om hulle drome waar te maak nie, het hy die geskenk al hoe meer vir hulle oopgemaak, van wie hy werklik is. Nie wat hulle wou gehad het, hy moes wees vir hulle nie. En dit was omtrent met die oopmaak van hierdie geskenk en die sien van wat binne-in is. Die kruis wat hy vir hulle gewys het, dat hy gekruisig moes word. Wat hierdie reaksie ontstaan het van 'n Petrus, maar kan nie wees nie. Wat hy vir Jesus een kant toe roep en hom ernstig berisp, wat hy vir hom sê, Jesus, jy kan nie nou kruisstories praat nie. Ons moet ontslaa raak van die Romeinse regering. Hy het nie gehou van hierdie geskenk nie. Hy het teruggedeins en gesê, maar dis nie wat ek wil hê nie. Dis nie wat ons as die volk wil hê nie. En hierdie verbuistering het gegroei, dit het net al hoe meer geword. En toe Jesus uiteindelik vir hulle sê, dat hy gekruisig moet word, kon hulle dit nie glo nie. Het al hulle drome rondom en vir Jesus aan skerwe geval,
by hulle voete. Hulle het doeteenvoudig nie belang gestel in Jesus se nuwe wêreld, sy koninkryk nie. Hulle wou hier en nou 'n oplossing vir hulle probleme gehad het. Jesus moes nou voorsien in wat hulle grootste probleem was. En dit was die Romeinse regering. En toe gaan Jesus verder. In Lukas 22 lees ons hoe die disippels onder mekaar gevra het en gespekuleer het. Nou, wie gaan watter posisie beklee in Jesus se nuwe kabinet? Wie gaan die grootste wees? En dan kom Jesus en dan sê hy vir hulle, wie die grootste gaan wees, moet bereid wees om die kleinste te word. En dan lees ons in die ander evangelies hoe Jesus opgestaan het en begin het om die vuil voete van sy disippels te was. Dis soos wat liefde in aksie lyk. Om dit te doen wat niemand anders wou doen nie. Jesus wat nie gekom het om maar net ons kitsoplossing vir ons probleme hier en nou te wees nie. Maar 'n Jesus wat gekom het om vir ons hoop te gee. 'n Nuwe lewe wat vir ewig gaan wees saam met hom in ons Vaderhuis. Ja, moenie nou vir my hierdie storie spin van, jy weet, 'n God van liefde nie. Ek het 'n besigheid gehad en ek moet erken daar was 'n paar shady deals, maar hy sê ons kan vir hom enigiets vra en ek het vir hom gevra om my te help. En hier sit ek vandag met niks. Toe kom die nodigste gehad het om hom gevra het om my te help, het hy nie deurgekom vir my nie. My kind het siek geword. En ek het gesien hoe sy dag vir dag net agteruit gaan. En ek het vir die Here gesê, as hy haar net gesond maak, dan sal ek alles in my vermoë doen om ook sy saak hier op aarde te bevorder. En toe het my kind gesterf. Ek kan nie verstaan en ek kan nie glo dat 'n liefdevolle God kinders sommer net so kan laat doodgaan nie. My ma en pa was besig om te skei en ek was baie lief vir hulle albei gewees. En ek het elke dag vir God gebid en gevra dat hy nie moet toelaat dat hulle sal skei nie. Maar hulle het nog steeds geskei en ek het nie weer my pa gesien nie. Ek hou nie van daai God nie. Ek hou nie van daai God as jy bid vir hom, dat hy nie vir jou help nie. En toe het hulle Getsemane toe vertrek. Nadat Jesus vir Judas gesê het, dat hy die een is, wat hom sou verraai. Nadat hy vir Petrus gesê het, dat hy die een is, die voortvarende Petrus, dat hy die een gaan wees, wat Jesus, sy beste vriend, 3 maal gaan verloon. En terwyl Jesus gebid het sy disippels geslaap. Stoksiel alleen, van God en van mens verlate. Toe hulle kom om Jesus gevange te neem, toe het al die disippels weggehardloop. Niemand was daar vir hom nie. Ek weet, jy het ook al so gevoel. Daai kere wat jou hele wêreld ook in duie gestort het. Wat jy ook gevoel het, daar is niemand wat meer omgee nie. Selfs God hoor jou nie eers meer. Wat jy tot hom geroep het, na ander mense toe uitgereik het en geen antwoorde gekry het nie. Jesus het ook so gevoel.
My Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar hy het verstaan dat as die beker sou verbygaan, dat ek en jy vandag hooploos sou wees. Geen toekoms sou gehad het nie. Daarom het hy ook gesê, nogtans, nie wat ek wil nie, maar wat U wil. U weet die beste. Ek sal doen wat U vra. Ek vertrou U om in en deur my te doen wat U weet die beste is. En soos wat Jesus gelewe het, so het hy ook gesterwe. Op 'n ander manier gelewe, anders as al die ander wat voor hom gekruisig is, ook gesterwe. Die heeltyd, in en deur alles wat hy moes ly, was hy gefokus op die seer van ander. Johannes, kyk na mamma. Die moordenaar langs hom. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. In en deur alles, soveel styl, soveel liefde, dat die hoofman oor 100 moes sê, waarlik, hy was die seun van God. Soos wat Jesus, stukkie vir stukkie, sy menswees vir die wêreld, vir sy disippels, kom oopbreek het, oopmaak het, die geskenk van God kom oopmaak het, om vir hulle te laat sien wie hy is en wat hy kom doen het. Het hy ook toegelaat, dat die mense hom stroop van alles, wat hy gehad het. Hulle het sy klere afgeruk, hulle het hom gemartel, hulle het sy liggaam gebreek. En daardie aand in die bofortrek, het hy ook die brood geneem en hy het dit gebreek. En hy het vir sy disippels gesê, dink daaraan, soos wat ons die brood breek, so sal my liggaam gebreek word vir julle. Die prys wat ek en jy nie kon betaal nie, het hy betaal. Die straf op die mensdom se sondes. En in die neem van hierdie broodjie vandag, kom sê ek en jy vir hom, dankie Here Jesus, dat ek ook vanoggend kan deel in dit wat U vir my gedoen het. Hoewel ek nie daar was nie, is hierdie broodjie die herinneringsteken van dit wat U vir my gedoen het. En soos wat ek dit in my hand neem en dit eet en dit proe, kom sê U ook vir my, dis so lief, soos wat U vir my het. Daarom neem hierdie broodjie, eet dit, en dink aan die prys, wat Jesus vir jou en my betaal het, sodat ons kind van God kon word, met 'n nuwe vaderhuis, waar ons vir altyd by hom gaan wees. Met die laaste plaag in Egipte moes die volk van God die bloed van die lam aan die deurkosyne smeer. 'n Vooruitwysing van dit wat Jesus vir ons sou kom doen. Die doodse engel het verby beweeg, want die bloed was die teken dat hulle aan God behoort het.
wanneer hulle dan ook opgegaan het na die tempel, toe is daar offers gevat, en die offers is geslag op die altaar, en die bloed het uitgestroom uit die offerhande, simbool van 'n lewe word gegee in die plek van my lewe. En so het Jesus homself aangebied, die een wat sou sterf in my plek, sy bloed wat uit hom sou vloei, na binne en na buite, om vir my sondes te betaal. En daarom wanneer jy ook vanoggend hierdie wyn drink, dink daaraan dat Jesus se bloed gevloei het tot versoening van ons sondes, om ons saak met God reg te maak, sodat ons in 'n verhouding met ons Abba Vader, Papa Vader, Jesus en die Heilige Gees kan lewe, sodat ons kan deel in 'n Vaderhuis wat Jesus vir ons gaan gereed maak het. Daarom drink vanoggend deur die wyn en dink daaraan dat Jesus vir jou sonde gesterf het. Maar met die drink en die proe sê jy ook, ek aanvaar dit wat U vir my gedoen het, en ek wil lewe soos 'n koningskind. Baie, baie dankie Papa Vader, dat elkeen van ons vandag kan verstaan en weet, dat dit die omvang is van hoe lief U elkeen van ons gehad het. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dankie Jesus, dat U aan my gedink het, soos aan die moordenaar, soos aan elkeen van ons, toe U ook die laaste asem uitgeblaas het, en gesê het, dit is volbring. Dankie Heilige Gees, dat U ook my kom wederbaar het, kind van God kom maak het, sodat ek kan uitsien na die dag, wat ek saam met U, Papa Vader, Jesus, Heilige Gees, in my Vaderhuis vir altyd kan wees. Dankie vir genade onbeskryflik groot. Amen. Kom soek my en vind my, is my Abba Vader. U vergeef en vertroos my, is my Abba Vader. En ek ben U kan koester en klim my, is my Abba Vader.